Ja, dankie vir die uitnodiging. My naam is Theo van Hout en ek het 'n bediening daar in Somerset Wes. Ek noem Lig. Ek is geregistreer as God is Lig en ek doen traumaberading langs die Rape Crisis Center op die Helleberg Hospitaal se gronde. Maar my storie begin eintlik lank terug. As 'n jong man was ek baie rebels geweest en ek was omring deur stories van drink en partytjie gewees. En ek het eers baie laat het ek by Jesus uitgekom toe ek 30 was en dit is die jaar 2000 gewees. Ons het 'n naweek weggegaan vir Nuwejaar. Dit is daai Y2K. Almal was bang is die einde van die wêreld. Toe gaan ons Lamberts Baai toe. Daar waar dit nou as daar iets gaan gebeur, gaan dit heel laaste daar gebeur. En ek het die oggend gaan roei. Ek het baie gesurfski en toe ek uit die water uitkom, toe kry ek nêrens my pelle nie. By ouens toe sien ek hulle karre by die hotel staan. En dit is so 11:00, 12:00 die middag gewees. En toe ek daar aankom in die hotel en toe is hulle besig om in CNN te kyk as dit in Nieu-Seeland partytjie is, dan word shooters gekoop en dan vier hulle saam met Nieu-Seeland. En dan 'n uur later is dit nou Australië, dan is dit nou weer 'n storie, dan vier hulle saam met Australië. En so het hulle aangegaan tot dit Nuwejaar in Suid-Afrika was. Maar toe is al ouens, ons almal was seker baie moeg geweest. Maar in daai tyd het ek so 'n stem in my hart die hele tyd gehoor wat sê koop 'n Bybel. Koop 'n Bybel. En die stem los my net nie. By ouens toe gaan ek Koen toe en ek koop vir my 'n Bybel, 'n 83 vertaling en 'n boek van Solly Osserweg. Ek weet nie of julle hom ooit ontmoet het nie. Ongelooflike oomie. Ek het hom een keer ontmoet in 'n troue bygewoon van hom. So ek begin dit lees, maar ek voel verskriklik. Ek kry swaar. Ek lees en dan val ek weer terug in die wêreld in. En ek gaan toe na die NG Kerk in Gordons Bay toe en nou voel ek skaam. Ek sit altyd daar heel agter want ek is te bang om uit te staan want my kop is so vrot as ek dit so kan sê. So in daai plek sit ek toe en daar's 'n ou wat ek ken, Skalk van Renen, en is 'n baie bekende ou daar in ons valley gewees en ek sien vir Skalk in die gym eendag en ek weet nie wat ek sê nie, maar ek sê sommer net vir hom, hy Skalk, wanneer was jy in die kerk gewees? En hy sê, hoorie, ek het 'n selgroep, wil jy dalk begin? Ons begin Maandag. Ek vind toe na die tyd eers, hy het toe klomp ouens genooi en toe begin hy die selgroep, omdat ek vir hom gevra het en hy het gesien, hier's 'n ou wat honger is vir Jesus. Want net voor en dan sê hulle vir my, ek moet na 'n selgroep toe kom, sê ek wil niks met selgroepe te doen hê nie. Hier is ek toe nou in 'n selgroep saam met Skalk. Maar dan het ek nog steeds hierdie kant gehad van ek wil die kerklewe lei, dan sal ek gaan draf van die oggend en luister ek radio pulpit, dan praat hulle kosa. Ek weet nie wat die ou sê nie, maar ek luister daarna want ek weet dit is van die Here af, nê. Maar dan is dit Vrydag naweek en dan is dit my pelle, dan is dit nou weer gekuier stories. So in daai tyd het ek was daar Pinkster aand gewees. Ek sal vir jou nooi vir die volgende Pinkster. Blykbaar is Erik groot op Pinkster. En die Sondag aand doen hulle Pinkster en ek is so aangeraak. Elke aand sit ek in Pinkster. Die Vrydag aand, dis nou Gordons Bay. Ek weet nie of julle weet waar daai kerkie is nie, nê. Die Vrydag aand toe ry ek het 'n suskie op my dak. Soos ek by die Van Riebeeck Hotel verbyry, kry ek 'n oproep. My bynaam was Skouer gewees toe ek nou jonger was. Lank gevat om van daai bynaam ontslae te raak. Toe sê hulle, "Hey Skouer, waartoe gaan jy?" Nou is ek te skaam om hom te sê ek gaan kerk toe. Hy sê, "Waartoe gaan jy?" Nee, ek's nou daar, ek's oor 'n uur daar. En toe so 'n bietjie later toe hoor ek sê hy, "Gaan jy kerk toe?" Ek sê, "Ja." "Nee man, los ek dinge vir Sondag." In geval in die kerk, die dominee praat en hy sê hy wil graag as jy geseën wil word, moet jy vorentoe kom. Nou begin die mense so in 'n rytjie staan, nou staan ek ook maar in die rytjie, ek wil ook geseën word. Staan so voor die dominee, sit sy hand so op my, ek wag, almal kom en dan bid hy en dan sê hy so, ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dan kom die volgende persoon, ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Toe ek daar staan, toe voel ek hierdie warmte deur my gaan. En ek is so aangeraak deur die Here en ek dink, "Ja, ek gaan in my lewe nooit weer sonde nie." Maar nou ry ek terug, ek stop gou by die Van Riebeeck Hotel want ek is nou 'n man van my woord en ek gaan een Windhoek Laai drink want dit is net 2% of 2,5% bier. Ek het daai bier gedrink, ek weet nie hoe ek by die huis gekom het daaraan nie, so dronk het ek geraak. Nee, so dit was my lewe. Maar nou intussen was ek so betrokke om in die kinderkerk betrokke te raak. Die dominee gee vir my hierdie 16-jarige dogtertjies om na te kyk. Ek is 30, my kop is vrot. Ek weet nie wat daai ou gedink het nie, maar dit is my worsteling wat ek gehad het. So in daai tyd word ek genooi na 'n troue toe. 'n meisie wat 'n Christen meisie het my gedrop. Ek neem maar glad nie kwaadlik nie. Maar ek is toe nou daarso, ons gaan duikie oggend, ek gaan roei,
soos ek uit die water uitkom, maak ek 'n bier oop, en ek besluit, ek gaan nou kuier. Ek sê vir hulle, julle kan troue toe gaan, ek bly hierso. Ek word gedwing om saam te gaan, is ek so 'n bietjie onder die invloed, en die dominee praat van, hy sê vir Lennard wat getrou het, God het vir Adam geskaap, en hy was nie heeltemal tevrede nie. Toe gee hy vir hom Eva, en toe is hy baie tevrede daaroor. En so Lennard, was God nie met jou as 'n bachelor tevrede nie, maar nou is hy baie tevrede met jou. Soos ons terugry, toe dink ek van my, ek sê dit so hardop, hoekom sukkel ek so om die regte girl te kry, as God nie van 'n bachelor hou nie? My een vriend sê vir my, fokus ou, jy's nog nie reg nie. Maar toe het hy vir my sê, dis soos koue water wat aan my gesig gooi, en ek dink vir myself, ek is nie reg nie, ek kan nie so aangaan nie. Daai Sondag, was ek weer terug by die huis, en ek bid 'n gebed, maar dit is so 'n gebed van, seker nou nie 'n geestelike gebed nie, maar ek bid, ek vra Here, ek sal alles gee, maar gee net vir die regte vrou asseblief. En maandag aand gaan ek na 'n kerk kursus toe, dis ek gawe kursus, ek stap uit en ek praat met 'n ou, sy naam is Wessie, ek het hom nooit weer in my lewe gesien nie, hy vertel my van die Heilige Gees, nou luister ek na hom, ek wil meer hoor, ek is so honger, maar in dit hoor ek hierdie stem vir my sê, dis nie sy nie, maar sy kom, so dis nie sy nie, dis die vrou wat my gedrop het, maar die een wat nou moet kom, sy kom. Dit was maandag, dinsdag gaan ek gym toe, en ek doen hierdie so ding wat jy so agter jou aftrek, en ek sien hierdie mooi meisie wat hier instap, en sy sit daar op 'n fiets, en nou gaan roei ek, hier kom Cecile van Skalkwyk ingestap, sy stap reguit na daai meisie toe, hulle gesels, lank, ek raak later in boeg, sy draai om, sy kom na my toe, en ek sê, Cecile, daai meisie wil ek graag ontmoet, man, sy is in 'n verhouding, ek sê, ek gee nie om nie, ek wil haar net graag ontmoet. So, bietjie later gesels ek met Herman, en sy meisie toe, hulle het later aan getrou, ongelukkig is alweer geskei, en toe die meisie van vooraf kom, ek maak oogkontak met haar, toe weet ek gaan met haar trou, en ek sê vir Herman, sien jy daar meisie, ek gaan met haar trou, en Lydia sê, ag, jy so windgat, sit jou nie eens gesien nie. In geval, Lenet, my vrou, gaan huis toe, en sy sê vir haar ma, ek het die man gesien, met wie ek gaan trou. Die week voor dit was sy by haar eerste selgroep gewees, en hulle wil vir haar bid, en sy sê, nee, ek wil nie voor gebid word nie, nee, hulle dring aan, hulle wil vir haar bid, toe sê sy, ek is in hierdie aaklige verhouding, wil julle nie bid, dat ek die regte man ontmoet nie, 'n goddelike man ontmoet nie. Nou, ek was glad nie 'n goddelike man nie, maar ek glo, die Here het iets gesien, dit van wat in my toekoms gaan gebeur. So, in dit, was ek, en ek dink daai ding het my by Lenet gehou, omdat ek so gebroken was, kom in die huwelik, daar's klomp goeders waarmee ek sukkel, maar ek is so honger, ek wil meer van die Here leer, ek doen elke kursus wat ek kan, ek probeer Bybel lees, ek worstel met sonde, met denke, maar druk, want ek wil graag meer van Jesus weet. Ek weet nie of enige iemand so al geworstel het nie, maar soos met al die worstel gaan ek toe in die bediening in 2 Januarie 2010, en aan die einde van daai jaar toe plant ons 'n kerk in Somerset West, ek is toe na die pastoor van die kerk, en my ding was altyd uitreike, so Kloetuswil daar in die wille areas, en Laurie Spas, en Nomzamo, slaap ons oor in Nomzamo, dan gaan jy uit in die dag, en dan het jy nou, het ons klomp lemoene, en dan vra ou, do you sell them? I say, no, yes, en ek sal sê, yes, I do, but for you, special price, for you, it's for free, but I want to pray for you. En dan bid jy vir die mense, dit is baie lekker geweest, ek het dit baie geniet, Sri Lanka, Malawi, Zambia, en op so 'n trip Zambia toe, ons is 3 wit ouens, 2 van ons is nou pastore, dan wys ons die Jesus film, en dan wanneer Jesus gekruisig word, en hulle bring daai kruis so op, dan stop hy die fliek, en dan vra hy vir mense om vorentoe te kom wat vir Jesus wil volg. Nou kom die mense so vorentoe, en hulle bid nou agter hom, en dan vat hulle almal in 'n kerkie, en dan moet ek nou daar met hulle wees, en dis waar al die aksie gebeur het. Mense val om en skree, en ek weet nie of julle ooit in so 'n kerk was nie, maar as daar iemand val, dan gaan die swart mense, dan klap hulle so. Nou weet ek nie of hulle manifesteer omdat hulle geklap word nie, of om 'n bose gees is nie, maar dis 'n gemors, nê. En ek is geweldig ontstel oor hierdie storie. Uit dit uit kom ek terug, en Pieter en Helene Tron kom na ons gemeente toe om die bevrydingskursus aan te bied. So nou in dit ervaar ek soveel liefde in hulle, maar ek weet iets in my eie lewe is nie reg nie. Ek voel ongemaklik binne in my. So ek gaan toe deur, maar ek is te skaam om vir hulle te sê hulle moet my bedien, want ek is uit die pastoor, ek moet nou ordentlik wees. Maar ek sit toe
ek sit toe in die sessies in, my eerste sessie is 'n vroutjie, ek noem haar Susan, dis nou nie haar regte naam nie, maar so Susan instap, toe sê ek vir Helene, ja, dis Susan, ek is baie mal oor haar, en sy gaan so, ag Theo, jy is so vals soos 'n R3 noot, en ek is baie ontsteld oor dit wat sy gesê het, ek gaan sit, en sy en Helene praat, en toe op 'n stadium, toe sê Helene, kan ek vir jou bid, en toe sy so wil bid, toe sien ek hierdie swart in Susan se oë, en ek besef, my hoor, dis nie Susan nie, en Helene sê vir haar, en jy, wie is jy? En ek hoor soos 'n bose donker stem, destroyer. Nou, julle ken nou hoe Helene is, hy sê, nou maar toe, in die naam van Jesus, uit is jy. Ja, maar toe skree daai vrou, laat die mense na die tyd op hom hoor, wat het daar gebeur, nê? En ek hoor so verligting in haar stem, so, toe sê Helene, en jy wat vir Theo gesê het, hy so vals soos 'n R3 noot, kom, uit is jy, in die naam van Jesus. Toe begin die skree hy weer, toe huil ek, want ek besef, daar was iets in daai vrou, wat vir my gekom het, en dit was nie wie sy self was nie. So deur dit, ek is aangeraak, ek gaan na al hulle kursusse toe, ek sit by al die verskillende beraders, en Pieter en Helene het my begin mentor, en begin help, hoe om dit te doen, so ek het baie hulle geleer, maar nou in my gemeente, begin mense wat ek baie goed ken, kom nou na my toe, om, hulle sê, die een vroukie sê, toe ek by jou verbygestap het, toe voel ek iets, wil jy nie vir my help nie, nou ek voel niks nie, ek bid vir, en toe vra sy nou weer vir 'n ander vroukie, nou is daar 'n vrou, weet nie wat se kerk julle is nie, maar ons was van daai kerk waar daar baie profete is, en mense kom vorentoe en gee visies en prentjies wat hulle gesien het, is so tipe storie gewees, daar was baie keer vlae wat mense mee rondhardloop, en sulke goed gewees, en die vroukie sit nou voor my, en as sy iets gekry het, het ek altyd geluister na, want sy is nou so profeties, en die Here praat so deur haar met my, so ek het my oor altyd baie oopgemaak vir haar, nou sit sy voor my, nou sê ek onthou dit so by my opgekom, jy wat haar rebels maak, in die naam van Jesus uit, sê ek so, in die naam van Jesus, die volgende oomblik, my vrou het my laat beloof, ek gaan dit nie vir julle wys nie, maar hier kry ek die middelvinger, verstaan jy wat ek bedoel, wys hy vir my die middelvinger, ek kyk so, na die tyd, toe sê sy vir my, sjoe, is ek gered gewees? Ek gaan, ja, ek gooi toe nou maar dit, maar ek dink toe my hart, nou waarna het ek geluister, nou wat 'n gees het ek geluister, want as daai ding in haar was, ek dink dis die Heilige Gees, dit was dalk nie eers die Heilige Gees, wat al hierdie rigting vir my gegee het nie. Nou is hier 'n ander vroukie, sy is ook 'n leier in ons kerk gewees, my vrou sit by my, en sy gaan so met 'n handjie so, ek gaan jou oog uitkrap, en ek sê, en jy, hoe het jy daar gekom? Ag, jy weet mos man, oupa, net sê, ek wil dit nooit weer in my lewe sien nie, so, en dit is so, dit was vir ons baie traumaties geweest, maar alles was nie altyd so traumaties nie, mens moet maar die grap, Robert, mens moet maar die grap in dit sien, ek het 'n fan in my kantoor gehad, as jy hom aansit, dan sit stil, maar hy maak so, en dan 20 minute later, baie keer 25 minute later, baie keer meer, dan begin hy net draai, so draai, so die oggend ek is laat, so ek maar altyd is, ek sit hom gou aan, en ek gaan haal hierdie vroukies, dis 'n Khoza vroukie, baie ordentlik, sy kom so ingestap, ons sit, ons gesels, sy vertel vir my al die van die voorvadergeeste, dis hoekom sy vir bevryding wil kom, en toe ons nou daai ding kom van, Here Jesus, ons bid, U is groot, U is almagtig, maar enige demoniese magte in die naam van Jesus, hier begin my fan, sy kyk na die fan, sy kyk na my, sy kyk weer na die fan, sy van die bevryding, en sy het daar weggehardloop, so dit is baie, ek het dan baie gelag oor dit, maar ook met 'n Pieter en Leen Tron kursus is dit stemdag, soos mense om te registreer, kan nou kom, stem hulle in dieselfde plek wat ons die kursus aanbied. So ek is nou 'n nuwe berader, die sweet loop my so af, daar is so 'n groot vrou wat ek ken, jy begin bid, die volgende oomblik is sy op, en sy val so groot waterkan om, nou moet ek probeer die vrou vang, en die waterkan vang, voordat op die grond val, ek wil nie meer hierdie ding doen nie, dis nie meer vir my lekker nie. Toe kom maar so 'n jong ouetjie in, en ek dink, dis 'n dit gaan 'n veilige sessie wees, ek kan so 'n bietjie weer confidence kry na hierdie ou, en ek sit ongemaklik naby aan hom, en ons sit, en soos ons begin praat, die volgende oomblik gaan hy, so, ek is op my stoel, so, soos ek terugkom, gaan ek, en jy, wie is jy? Ek hoor, Lucifer, en ek sê net, verskoon my net gou asseblief, en ek staan op, ek wil vir oom Pieter gaan haal, maar oom Pieter is nie daar nie, oom Christo, ek sê, oom Christo, kom help asseblief, hy sê, kan ek maar oorneem, ek sê, oom, ek wil dit nooit weer doen nie, hy sê,
in die naam van Jesus, beveel ek jou om uit te gaan, uit, en daar, so 3 minute later, dis alles oor. So dit is half die pad waarmee ek toe geloop het, maar in hierdie tyd het ek en my vrou begin agterkom, dinge is nie reg nie. Ons seisoen het gevoel, dit gaan klaar wees, maar Lenet het vir my gesê, ons het huweliksberading nodig. En ek sê vir my lief, daar is die Bybel, lees hom en submit aan my. Wees onderdanig aan my, dan gaan ons nie meer probleme hê nie. Glad nie goed aangegaan nie, nê? Dan kom mense, dan beklei ek in Lenet en dan sê jy het 'n anger probleem. Ek sê, ek het 'n anger probleem. So is ek. Dan sê sy my, kyk, jy preek al goed, maar kyk hoe praat jy met my. En so een keer toe so 'n jong vroukie, sy sê vir my, Theo, jy's so nice. Ek wens my man was meer soos jy, toe gaan dit net so agteraf. Hulle net is verskriklik frustreerd met my. Sy wil toe later aan ons met Radio Tygerberg toe gaan. Radio Tygerberg bel vir hulle berader. Nou praat ek lelik, ek wil nie Radio Tygerberg se berader moet vir ons oor berading gee nie, maar toe op die ouen toe gaan ons na Albert en Talena Ferreira in Senekal in die Vrystaat, hulle woord in aksie kamp, ek weet nie of julle al gehoor het van dit nie. Ons is toe nou op daartoe en Talena en Lenet sit in Bybelstudie doen. En Lenet sê sy het nog nooit besef sy moet submit of onderdanig wees aan haar man nie. Maar Albert vat my deur die hele Vrystaat. Hy was ook in die weermag, hy was 'n kommandant gewees en hy was 'n boer, so dit is baie lekker vir my saam met hom. En hy vertel my van 'n drukgang waar jy die beeste inbring in 'n drukgang en dan op 'n stadium dan sit jy 'n knem om sy nek. Hy sê dan kan jy maar dan kastreer hulle hom. Dis maar basies wat gebeur, nê. En maar ek besef nie hy is besig om my in die drukgang in te bring nie. So ons praat niks van kerk, ons praat al hierdie lekker goed in die aand net voordat ons by die op hulle huweliksberadingskamp moet gaan. Is dit my vrou, Delena daar, ek en Albert en hy gooi vir ons 'n dop. Dit is Stony met so bitters wat hy bygooi. Dis nou sy dop. So en toe sê hy vir my, "Theo, die huwelik is soos 'n vuurrook boksie. En jy stel die leeu van Juda voor. Jy is nie die leeu van Juda nie. En jou vrou is die blou waterbakkie en die kinders is die vuurroutjies." Jy sê hy, as jy jou vrou mooi toemaak, dan kan jy die boksie skud, dan gaan die vuurroutjies oukei wees. Maar as jy die boksie oop is en jy skud hom, dan gaan die vuurroutjies uitval. Jy sê hy, dis hoekom jy jou vrou moet toemaak, dat die vuurroutjies veilig kan wees. Jy sê hy, Spreuke 5 sê, mans, drink uit jou eie waterbakkie uit. Moenie na hierdie vreemde stoute vrouens toe gaan wat op die strate loop nie. Gaan bly by die vrou van jou jeug. Jy sê vir my, hoe kan jy water uit jou eie waterbakkie drink as jy nie water insit nie? En ek sê toe, ja, maar sy wil nie submit nie. Toe gee my 'n hengse pak slaan. Ek besef toe, hy gee my 'n hengse pak slaan. Ek sê, nee, ek verstaan, maar sy wil nie submit nie, nê? Toe gee Dalena vir my pak slaan. Toe besef ek moet nou stil bly. Ek gaan nou my vrou se waterbakkie vol moet maak. En gou besef ek toe my vrou se waterbakkie is geroes. Soos ek die water ingooi, loop dit uit. Ek weet nie of julle weet van die swart gat in die heelal, daai big black hole nie, wat sterre opeet nie. Dis hoe moeilik dit is om jou vrou se waterbakkie vol te maak. Ek weet. Nee, ek sê dit voor haar ook, nee, ek moet dan net sê dis dan deel van my getuienis. So in dit het ons na LL Ministries toe gegaan, en vir haar was dit 'n wonderlike ervaring, vir my was dit 'n aaklige ervaring. Ek het daar teruggestap met die gevoel van ek is gediskwalifiseer vir die bediening. Ek kan nie meer in die bediening wees nie. En hulle gee toe vir my 'n boek From Spiritual Slavery to Sonship om te lees van Jack Frost. Ek weet nie of julle dit al gelees het nie. Maar in hoofstuk 4 sê dit die teologie van 'n geestelike slaaf is Matteus 28, gaan en maak disippels. Ek het maar dis wat ons moet doen, ons moet disippels maak. Maar die teologie van 'n geestelike seun is Matteus 22 vers 37. Om God lief te hê met jou hele hart, al jou krag en al jou verstand, nê? So uit daai plek uit sal hy jou lei om disippels te maak en dan om jou naaste lief te hê soos jouself. En ek worstel met dit, want ek kan goed doen vir God, uitreik, ek is mal daaroor, maar hoe het ek hom lief? Ek kan hom nie eens sien nie. So in hierdie ding ek worstel, en een oggend hoor ek net duidelik in my hart, wie is jou naaste? Ek gaan, Here, wie is my naaste, en ek hoor dit duidelik, Lenet is jou naaste, jou naaste. En ek besef, Lenet, my vrou is my kroon, en my verhouding met hom, moet in haar reflekteer, en 1 Petrus 3 vers 7, ken julle dit? Die moeilikste vers in die hele Bybel. Vir my, dit sê mans, leef saam met jou vrou sodat jy haar kan verstaan
en eer haar as die swakker geslag, sodat julle kan deel in die erfenis van genade en jou gebede nie verhinder moet word nie. So nou ken ek baie ons in die bediening, jy kan hulle gou uitkyk, jy kyk hulle vrou, ek ken haar, kyk, sy het sulke dobbe oë, haar waterbakkie is nie vol nie, dit is as dan die Eileen sal nog, dan sê sy vir oom Pieter, ou Pietie, vra 'n bietjie vir Theo, dat hy weer vir daai waterbakkie is. Maar die ding is, ons lewe baie keer so daar buitentoe, dat ons vergeet om na ons vrou toe te leef. So in daai storie het ons toe uit die gemeente, uit die kerk, ons het te bedank, ek gaan net sê oor hoe dit gebeur het, en ek besef toe ek my vrou se waterbakkie vol maak, en ons gaan toe na die NG Kerk Helleberg toe, Dominee Daniel Kennedy is 'n baie wonderlike man, hy kom, hallo Theo, hoe gaan dit, en ek sê, hallo, en dis Lenet, nou spreek hy 31 vrou, en Lenet, ja, sy hou nou daarvan dat ek nou so is, en sy sê vir my na dit, wat moet ek vir jou noem? Johannes die Doper. Ek sê vir haar, nee lief, net nie Johannes die Doper nie, want hy het sy kop verloor. Want soos ons uit die kerk het gegaan, het daar 'n vrou van my gesê, toe ek aankondig dat ons gaan uitstap, toe sê sy vir my, ek is soos Moses, ek gaan nie die beloofde land ingaan nie. Nou is ek verskriklik hartseer, want ek gaan nie die beloofde land ingaan nie, nou sê my vrou nog, ek gaan my kop verloor, nee. So, een oggend weer in my stilte tyd, ek sit, en ek lees Johannes 1, nadat Jesus gedoop is, staan daar, Johannes die Doper en 2 van sy disippels het langs die Jordaanrivier gesit. En hier kom Jesus verby, en Johannes sê, kyk, dis die lam van God. En die 2 disippels los Johannes, en hulle volg Jesus. En daar hoor ek, sien, jy is Johannes die Doper. Jy is veronderstel om jou kop te verloor. Ek huil snot en trane, ek het my kop verloor vir Jesus, en ek besef toe, ek moes nie disippels van my gemaak het nie, ek moes disippels van hom gemaak het, volg hom, dit gaan oor hom. So, in hierdie seisoen, ek het nou, Erik, na jou boodskap, ek sal dit ook nou maar net bysit, ons het geweet, ons moet uitgaan, ons het nie geweet hoe dit gaan lyk nie, ons is baie bang, smeek, Here, dis hoekom my neus so plat en skeef is, want jy lees op die grond, Here help, dan die volgende oomblik begin jy dink, my neus gaan dan baie skeef is, as ek so gaan aanhou, maar jy weet nie hoe jou toekoms gaan lyk nie, jy is so bang, jy weet nie hoe jou toekoms gaan lyk nie, ek weet nie of jy al in so 'n posisie was nie, en ek het net so 'n klip in ons huis, waar daar staan, trust in the Lord with all your heart, in 'n hartvorm, toe wil ons nou gaan hierdie klip, en ons voel toe vir ons as 'n gesin, het ons R50,000 nodig om vorentoe te gaan, en ek wil toe 'n R50 noot, soos 'n teken vir die Here sit onder hierdie klip, en dan net wil toe so 'n waslappie sit, soos 'n vleeslappie van daai Gideon storie, ook onder dit, en nou bid ons, en ons het so 'n petisie opgeskrywe van wat ons nou vir die Here voorvra, en hoekom hy vir ons nou moet dit deurkom, maar jy voel eintlik nie waardig vir dit nie. Ek het toe nou nie 'n R50 noot nie, ek het net 'n R100 noot, so ek sit die R100 noot onder die klip, en ons bid, en ons vra, die volgende oggend, hier kom my jongste seentjie, hy is toe nog aan die laerskool, hy sê, hey julle, ek het 'n R100 ontdek, gryp die R100, wil dit gaan terugsit, want ek is nou bang, hy jinx ons gebed. 10 dae, nadat ek R100 onder hierdie klip gesit het, te betaal iemand R100,000 in ons rekening. Ek is soos in, Here, wat sê jy vir my? En ek voel net, hy sê, volg my. En net kom uit die stort, uit sy huil snot en trane, die Here het my gepraat, hy sê, hy lei ons. Ek sê net, waantoe, wat moet ons doen? Hoe gaan dit lyk? So ek wil hom 'n 5 jaar en 'n 10 jaar plan gesien het, en al wat ek gekry het is nou, volg my nou, vertrou my nou. So in hierdie proses ook, ek soek die Here en bid, en Jeremia 42, ek weet nie of julle dit al gelees het nie, die Israeliete vra vir Jeremia, wat moet ons doen, waartoe moet ons gaan? En hy sê, ek sal vir die Here jou God vra, maar dan moet julle luister na wat hy sê. 10 dae later gee hy vir hulle antwoord. Ek voel in my hart, die Here gaan vir my oor 10 dae antwoord gee. Nou in my dagboek skryf ek so 1 dag, 2 dae, 10 dae. Die 10de dag, toe sê 'n vroutjie vir my, jy's nie rebels, jy moet leer om te submit, dan gaan jou probleme opgelos te word. Maar wat ek toe na die tyd besef, ek het 'n vroutjie bedien wat by die Rape Crisis Center gewerk het. Sy was deur haar pa verkragt, selfs as haar ma op dieselfde bed, dan is haar ma uitgepaas, haar ooms, haar ma stuur haar om met 'n jong man om hulle pa te gaan soek, hy vat haar na haar kamer toe, en het 5 maande af verkragt, sy is deur sulke wille goedes gewees, sy was ook in die occult gewees, dat ek na die tyd besef, en sy het my toe aan Renette Evans van die Rape Crisis Center voorgestel, soos as 'n uitreik, het ek toe na haar toe gegaan, in die begin, dan kyk jy maar net so op my eie voete, jy is so skaam om te sien wat eintlik mans aan mense, aan vroue kan doen.
So in dit het ek nou maar gegroei, en ek het toe saam met Renet Evans begin bedien, en ek het geweldig baie gelees. Hy is ook nou 76, en daar was so een man wat ek gehelp het. Hy was as 'n 8-jarige kind aan 'n Duitser verkoop, soos 'n vrou. Dus hierdie Duitser het hierdie jong seun saam met hom die hele wêreld deurgevat. Hy het baie welgesteld gekom, maar hy het hom seksueel misbruik. En toe het hy later in die polisie ingegaan, en daar was 'n moord gewees in Seepunt. Ek weet nie of julle weet nie, by 'n gay club, waar die mans almal agter hulle met cowboy ties, ek weet nie of jy dit kan onthou, vasgebind is net het hulle, ek dink met 'n punt 22 het hulle die ouens agter die kop geskiet. Toe sê hy was een van die ondersoekbeamptes by daai plek gewees, maar hy was ook een van die mense wat daar gedans het. In geval, die ou, ons het toe bevryding met hom gedoen, dis nou, en toe lank daarna, toe kom ek weer by die Rape Crisis Center, daar sit hy, dis ek werk nie daar nie, hy sit net daar, en hy sien my, en hy kom na my toe gestap, so in die tronk het hy so elke dag Bybel gelees, en hy het regtig 'n wonderlike kennis van die skrif gehad, in sy lewe, alhoewel hy al hierdie goeders gehad het om teruggehou het, en hy kom so na my toe gestap, en hy sê, en ek record hom toe, nou onthou net sy storie, nou sê hy vir my, God spoke to me, and he said, the man will be there, and he said, you must leave that place, nou wys hy na my kerkkantoor, and you must come here, you must start your church here. I say, you are an exorcist pastor, you will send clergy to you, crazy people, en so noem hy sulke klomp name, delinquents, ek weet nie wat hy alles daar gesê het, en toe sê hy, you are like Moses, you are like Elijah, you must go up the mountain. Nou gee hy my laaste 3 preke vir my terug. Hy sê, you live from Matthew 6, ek in my bidboek het ek Mattheus 6 so uitgeskrywe gehad, wat soek allereers die koninkryk van God, al eindig het met daarso. En hy sê, Isaiah 60, the whole Isaiah 60 is vir jou, en dit begin in Engels, ek dink ek het dit iewers neergeskryf, arise and shine, maar laat jou lig skyn, ek het goed, ek het dit hier neergeskrywe, nou kan ek dit nie lekker sien nie, maar laat jou lig, ja, dit staan op Jerusalem, laat jou lig skyn, dan sê dit, duisternis kom oor die aarde, maar die Here gee lig, en ek is soos, en ek luister vir hom, ek sê, maar wanneer? Hy sê, nou, en dit was in November, en daai volgende jaar, Julie, het ek die bediening begin, maar dit voel soos nou, sê hy vir my, maar waar gaan die geld vandaan kom? Hy sê, you speak to the ATMs, tweede aand en later, dan gaan staan ek voor die ATM, dan praat ek met die ATM, daar het niks geld uitgekom nie, maar die Here voorsien nog al die pad, het hy in ons lewens voorsien. So in 2017, toe het ons ligbediening begin, dis nou amper 10 jaar, ek het seker al oor die 2000 verskillende mense bedien, maklik 8000 ure, en die skrif wat ons, eintlik een van die skrifte wat ons gekry het, is Handelinge 26 vers 18, jou bediening moet hulle oë oopmaak, sodat hulle lewensomkeer kan maak, weg van duisternis na die lig, en weg van die mag van Satan na God, deur in my te glo, deur in God te glo, ontvang julle vergifnis van hulle sondes, en word hulle deur die geloof deel van my mense. So, wat het ek geleer? Nie alles is demonies nie, maar meeste mense word as kinders gewond, en as ek dit nou vir my ma moet sê, sy 86, dan sê sy, ai my kind, ek het die beste gedoen wat ek kon, ek het al hierdie kinders, en ek kan julle beloof, ek wond my eie kinders ook, soos niemand is gevrywaar van die kinderwonde, maar ook om jou eie kinders te wond nie. So die gebod, die 5de gebod is, eer jou vader en jou moeder. Daar's 'n ding daarvan familie, om te vergewe wat aan jou gedoen is, want wanneer jy gewond word, deur verskillende maniere, jy voel verwerp, as gevolg van die verwerp, isoleer jy jouself, jy wil nie weer seer kry nie, baie mense bly daar, depressie, hulle sal seer maak, en uit dit kom verslawings. Dis min of meer die proses wat ek met meeste mense sien, maar sonde vernietig lewens, en ek het besef, verslawings vernietig verhoudings, en verhoudings is die ding wat ons die meeste nodig het. Geen mens, ek het so 'n vrou gehoor, sy sê, die kwaliteit van jou verhoudings bepaal die kwaliteit van jou lewe. Dan sê sy, as mans die hoeveelheid tyd in hulle besigheid sit, as wat hulle in hulle verhouding sit, gaan hulle bankrot raak. En so, omdat die belangrikste ding wat jy nodig het, is verhouding. Sonder verhouding kan jy nie regtig goeie lewenslyn nie, maar jy sit al jou effort in jou besigheid, jy sit geen verhouding in jou verhoudings nie. So wat ek agtergekom het, ons lewe eintlik in 'n baie donker wêreld. Die Satan
beheer die wêreld deur sisteme. En hy wil ons eintlik bind aan sisteme, dat jy in sisteme vertrou en nie in Jesus vertrou om hom te volg nie. So, maar die invloed van hom word gedoen deur, ek noem dit die godsdienst van Babylon, wat eintlik maar witchcraft is. Dit is waar ek, sê nou maar vir Oswald beheer om te doen wat ek wil hê hy moet doen, en nie om aanmoedig om Jesus te volg, om hom te doen nie. Dit is hoe witchcraft werk, maar dit is hoe die wêreld werk. En ek het besef, Daniel was in Babylon, maar Babylon was nie in Daniel gewees nie. Moses was in Egipte, maar Egipte was nie in hom nie. So ons lewe in die wêreld, ons is net nie deel van die wêreld nie. So om te verduidelik hoe dit werk, daar's 'n program op DStv, kyk net gewees, Volksvreemd, ek weet nie of julle dit gesien het nie. Amore Becker het dit aangebied. En in dit is Roxy Lou kom op dit, en sy word voorgestel aan hierdie oom, hy is 70, hy doen fortune telling. En Roxy staan daar en hulle gesels nou baie oulik, mooi Afrikaanse program, en die oom gaan so en hy vat hierdie kristalbal en hy vat 'n handdoek en hy vee dit mooi skoon en hy sê dit is om die geeste van die vorige persoon net af te haal. En hy sê vir haar toe, sy moet haar hande opset en hy sit haar hande bo oor haar en hy bid. Hy sê, Here, sal U haar beskerm teen X en sal U vir haar wys wat is U plan vir haar lewe in die naam van Jesus. En nou sit ons daar, ek is soos begin hulle gesels en hy sê vir haar, en die kind wat jy verloor het, en sy gaan so, ek het nie 'n kind verloor nie, hy sê nee, ek sien sulke dimpeltjies, toe sê sy nee, daar was 'n kind, 'n vrou wat vir my gewerk het, sy kind het in die swembad verdrink, en nou gaan hy so aan sê, maar die kind wat jy verloor het, en sy na die tyd sê nee, hulle hou nou onderhoud met haar, en sy sê nee, dit is nou baie goed, en hierdie ding, maar die ding met die kind, ek het nie al, dit is nie vir my lekker nie, ek het nie my goed gesit nie. Aan die einde van die program wys hulle soos weke later, het hulle weer met haar onderhoud gehad. Toe vertel sy het nie besef nie, maar sy was verwagtend gewees, en sy het net daarna 'n miskraam gehad. Dis hoe witchcraft werk. En so, jy kan speel met hierdie goed, en jy kan beklei daaroor en stry oor dit, maar die gevolg van dit is devastating. As dit vir julle sin maak. So, ek weet nie of julle weet wie Aleister Crowley is nie, hy was 'n baie donker ou gewees, hy is in 1947 dood aan heroïne, hy was 'n pedofiel, hulle het sex magic gedoen, hulle het met diere, mense, enigiets het hulle seksuele omgang gehad, hy het 'n reuse invloed in die kultuur gehad. Ozzy Osbourne het 'n liedjie gesing, Mr. Crowley, ek weet nie of julle dit ken nie, is 'n baie lekker liedjie gewees. Beatles se Sgt. Pepper is in hom opgedra, daar's 'n klomp mense, leiers op die album gewees, Aleister Crowley is bo-op dit, hy het 'n groot invloed in die wêreld gehad, ek gaan nie nou te veel oor hom sê nie, maar hy het 'n sataniese boek geskryf wat sy naam The Book of the Law is, en die hoofding van sy siening was, do what I will is the whole of the law, doen wat jy wil doen, die hele wet word daarin vasgevang. So as Frank Sinatra sing, I did it my way, dis die sataniese manier om dit te doen, dit is my wil, nie Jesus se wil nie. So Satan, die engel van die lig of Lucifer in Jesaja 14, hy sal opklim na die Godeberg, soos die Allerhoogste sal hy word. En Jesegiel 28 sê, goed, hy was onbesproken in alles wat hy gedoen het, tot die dag dat boosheid in hom gevind is, en hy het trots geword oor sy pragt, so het oor hom gegaan, hy het die trots gehad. En ek het besef, Satan se strategie is drievoudig, dit is baie eenvoudig, maar is baie goed. Hy wil jou laat twyfel in die woord van God, hy wil jou laat twyfel in die karakter van God, en dan wil hy die fokus op jou sit, en nie op God nie. So vir Eva sê hy, het God regtig gesê, jy mag nie van al die bome eet nie, dis sy woord. Dan sê sy, nee, ons kan van alles eet, behalwe die een in die middel, want as ons daarvan eet, gaan ons sterf. Nee, jy sal seker nie sterf nie, hy sal ons nie oordeel nie, dis mos nie so, hy is mos nie so God, hy is 'n God van liefde. En dan sê hy, maar as jy daarvan eet, dan sal jy soos God wees, en jy sal alle kennis van goed en kwaad hê. So jy wil dit nou in jou eie vermoë doen, en dis baie keer hierdie selfhelp goed, 7 stappe om 'n beter ek te raak, al hierdie goed, dit gaan oor my. Vir Jesus sê Satan, as jy die seun van God is, en ek het besef, dit gaan nie oor my identiteit nie, dit gaan oor die identiteit wie Jesus, hy is die Here. As jy die seun van God is,
praat met die klippe, dit sal in brood verander. Dan sê Jesus, jy sal nie leef van brood alleen nie, maar elke woord, né? So dit gaan oor die woord. Dan sê hy, as jy die seun van God is, spring jy af, dan sal die engele jou mos vang. Hy sê mos niks wat met jou laat gebeur nie. En dan derdens, as jy, hy sê vir my wêreld, as jy my aanbid, die knie buig, dan sal ek dit vir jou gee. So hy wil vir my kortpad gee na sy roeping toe. So dit is Satan se strategie. So ek het besef, ons grootste vyand is nie demoniese goed nie, dis eintlik die onheilige drie-eenheid. Weet julle wat dit is? Me, myself en I. Dit is die vyand, jy moet daai ding om neer te lê. En wat my baie gehelp het, ek is baie lief vir Rickert Botha, hierdie ding het my iets oopgemaak, die belangrikste karaktereienskap van God vir ons om hom beter te verstaan. Ek weet nie of julle dit al gehoor het nie. Die belangrikste karaktereienskap is nie liefde nie, dis heiligheid. In die hemel sing die engele, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Ek het besef, enige liefde wat nie uit 'n plek van heiligheid kom nie, gaan altyd pervers raak. Dis waar verkrachting vandaan kom. Dis hoekom mense in sonde kom, want hulle besef nie die heiligheid van God nie. Omdat God heilig is, die tweede belangrikste een, is ook nie liefde nie, is hy oordeel sonde. So wanneer ek dit sê, nou trek my keel toe, want ek weet dit is op my van toepassing. So nou hoor ek baie keer mense sê vir my, die Here het my, ek het 'n wit lig gesien terwyl ek heroïne gebruik het, en ek het nooit weer in my lewe heroïne gebruik nie. Ek is heeltemal verlos van dit. Sê, nou so, hoe kan ek jou help? Ek het so 'n bietjie van 'n kokain probleem. Want ek dink glad nie meer brandewyn nie, maar ek sukkel so 'n bietjie met witwyn. Verstaan, so nou raak jy vreeslik sonde bewus. So jy raak of vreeslik wetties. Jy mag nie rook nie, jy mag nie drink nie, jy moet Saterdag kerk toe gaan. Jy kan nie Sondag kerk toe as jy nie fees, jy raak so of jy raak wetteloos. Nee, ons is mos lankal vergewe aan die kruis. So waar kry ons mekaar vanaand? Dankie Here dat jy my vergewe het, dan gaan kuier ons in die aand. So jy is of wetties of wetteloos. Maar die antwoord is nie in jou nie. Die antwoord is in Jesus se onbeskryflike genade. Dis in die oorgee aan hom dat daar 'n verandering plaasvind. So genade is nie 'n pleister vir sonde nie, dis die oplossing vir sonde. Daar's 'n verandering. En ek het besef die vrug van om in Jesus te wees is nie werke nie. Dis meer leefstyl, optrede. Daar's 'n verandering in jou optrede wat plaasvind. En hoe meer jou optrede verander, hoe meer begin jou verhoudinge ook beter doen. So dit is 'n keuse. En miskien wil ek net nog dit sê, God openbaar homself deur die Seun Jesus Christus. As jy nie Jesus het nie, het jy niks nie. Die fokus is Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Die Heilige Gees herinner ons, dis die helper om ons te herinner oor wie Jesus is, om ons te herinner wat hy ons geleer het. Hy openbaar Jesus aan hom. In Jesus het ons die Vader. So as jy in Jesus het, het jy alles, jy het niks meer nodig nie. So toe die 3 disippels opgaan teen die berg van verheerliking en Elia en Moses aan Jesus verskyn en die lig uit Jesus uitkom, wil Petrus vir elkeen 'n tabernakel bou, hy wil vir elkeen 'n bediening bou, dan kom God die Vader uit die hemel uit en hy sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. So God sê vir hulle nie wie Jesus vir hulle is nie, hy sê vir hulle wie is Jesus vir hom. En dan sê hy, luister na hom. So ek het besef, dit gaan oor wie is hy, en dat ek aan hom gehoorsaam moet wees. Dis al wat jy hoef te weet. Dit gaan jou besig hou tot jy eendag dood gaan. Maar, en wat Jesus sê in Matteus 16 is, as iemand my wil volg, hy sê nie, jy moet my volg nie, hy sê, as jy my wil volg, moet jy jouself verloon, jou kruis optel en hom volg. You must deny yourself. Want ek agtergekom met alles in my, wil nie myself verloon nie. Ek wil myself behou, maar dan gaan jy deur hierdie swaar kry en moeilikheid, totdat jy op 'n punt kom sê, ag Here help, ek gee oor. So om te kom van my wil na u wil, laat u wil in die oorgee om hom te volg. En wat ek net mense aanmoedig is, leer Jesus se stem ken. Hy is die goeie herder en dan volg jy sy stem. Goed, baie dankie.